Baie welkom by die erediens van die NG Kerk vir Karasburg. Dis vir Sondag 26 Oktober 2025 en ek hoop en vertrou dat hierdie boodskap ook vir u sal tot seën wees. Voordat ons met ons skrifgedeelte begin, kom ons bid net eers saam. Dankie Hemelse Vader vir nog 'n geleentheid om voor u woord te sit en ons vra Here dat u daardeur vir ons leiding sal gee en wysheid, maar dat ons ook daardeur sal hoor hoe om ons dankbaarheid ook teenoor u uit te druk. En daarom vra ons Here, wees met ons ook. In Jesus Christus se naam. Amen. Ons skrifgedeelte Psalm 139, kom ons lees dit saam. Vir die musiekleier van Dawid, 'n psalm. Here, u ondersoek my en u ken my. U is die een wat my sit en opstaan ken. U verstaan van ver af wat ek in gedagte het. My omswervinge en waar ek rus. U het dit afgemeet. Al my paaie is aan u bekend. Ja, daar is nog nie 'n woord op my tong nie. Kyk, dan ken u, Here, dit volledig. Van agter en van voor omsluit u my. U plaas u handpalms op my. Om dit te verstaan, is 'n te groot wonder vir my. Dit is te hoog en ek kan nie begryp nie. Waarheen kan ek gaan, weg van u gees? Waarheen kan ek vlug, weg van u teenwoordigheid? Klim ek op na die hemel? U is daar. Gaan lê ek in die doderyk? Ook daar is u. Neem ek die vlerke van die dageraad, gaan woon ek by die einde van die see, ook daar sal u hand my lei, u regterhand my vashou. En al sê ek, as duisternis my maar net wil verberg en die lig om my nag word, is selfs duisternis nie vir u donker nie, maar skyn nag so lig soos die dag, is die duisternis soos die lig. Dit is immers u wat my niere geskep het, my in die moederskoot geweef het. Ek prys u omdat ek op 'n onsagwekkende, wonderbaarlike wyse gemaak is. Wonderbaarlik is u werke en ek besef dit maar te goed. My skelet was nie vir u verborge toe ek in die geheim gemaak is nie, toe ek kunstig geweef is in die dieptes van die aarde. U oë het my vormloosheid gesien en in u boekrol is hulle almal opgeteken. Daar wat beplan is, toe nie een daar was nie. En vir my, hoe kosbaar is u gedagtes, o God. Hoe oorweldigend is die volle getal daarvan. As ek dit tel, is dit meer as die sand. Word ek wakker, dan is ek steeds by u. As u, o God, goddeloses maar wou ombring, manne wat bloed vergiet, gaan weg van my af. Dit is hulle wat valshede oor u verkondig, u vyande wat die stem te vergeefs verhef. Sou ek die haters nie haat nie, Here? En hulle wat teen u opstaan, nie 'n weersin hê nie? Ek haat hulle met 'n intense haat, vyande het hulle vir my geword. Ondersoek my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my ontstellende gedagtes. Kyk of ek nie op 'n pad van verdriet is nie, en lei my op die ewige pad. Ons lees tot sover. Nou vandag het ons gemeente die voorreg om ons dankoffers aan die Here te bring. En gewoonlik dink ons aan die reën wat ons ontvang het as die rede hoekom ons dit ook so doen. Maar Psalm 139 help ons om te verstaan dat daar soveel meer redes is vir ons om die Here te vereer met ons dankoffers. Hierdie Psalm is 'n baie persoonlike Psalm van Dawid, waarin hy vir ons die wonderbaarlike God beskryf. En hy beskryf nie vir God as 'n God wat daar ver iewers is nie, maar as 'n God wat baie, baie naby aan ons is. Met sy gees wat in ons woon, kan ons hom elke dag persoonlik baie naby ervaar. Hy beskryf God as iemand wat baie belangstel in dit wat in ons lewens gebeur. Hy doen dit deur 3 dinge in ons te verduidelik oor hoe hy God verstaan, maar dan sê hy ook 3 dinge oor die effek daarvan wat dit op hom het. Die eerste ding wat hy oor God sê het, gaan oor God se perfekte kennis. Nou, dis een ding om te sê dat God oral teenwoordig is en alles raak sien, maar ons moet onthou dat hy egter ook alles in hierdie hele heelal van ons weet. Ons sien in vers 1 tot 3 waar hy beskryf hoe God alles van hom weet, en hy sê, al my paaie is aan u bekend. En dis 'n stelling wat ons ook altyd in gedagte moet hou. Soos ek en jy vandag hier sit, is alles van ons lewens aan God bekend.
Weet, in hierdie besef dat hy ook alles van ons af weet, is beide vertroostend en dit is angswekkend. Want nog steeds kies hierdie God, wat selfs al die verkeerde dade en die gedagtes van ons raak sien, kies hy om in 'n verhouding met ons te staan. Want hy het Jesus as losprys vir ons gegee, juis sodat ons in verhouding met hom kan wees. Maar dit is ook angswekkend, want ek kan niks vir God wegsteek nie. So hy weet alles. En dan sien ons dan in vers 5 met hierdie pragtige beskrywing, van agter en van voor omsluit u my, u plaas u handpalms op my. Dus is wanneer 'n mens iemand omhels met deernis en met liefde en aanvaarding, en dan jou hande op hulle plaas om hulle te seën. En dit is 'n groot rede om 'n offer aan God met dankbaarheid te bring. Die tweede ding wat Dawid oor God te sê het, is dat God oral teenwoordig is. Nou weer eens, dit is een ding om te sê dat God se teenwoordigheid oral is, maar dit is iets anders om te besef dat jy met ander woorde nêrens van God af kan wegvlug. Adam en Eva het dit probeer doen in die tuin van Eden. Jona het dit probeer doen toe hy na Ninive toe gestuur is. En mense probeer dit vandag nog doen. Mense probeer om hulle eie hemel van sukses en plesier te bou. Ander probeer selfs om weg te kruip in die dieptes van die lewe, waar draks en alkohol en demoniese magte rondwaal. Vers 9 verduidelik dat party mense selfs van God probeer wegkruip, deur te reis of aan eindelose aktiwiteite deel te neem, so asof 'n mens vir God kan wegkruip deur jou eie gedagtes die hele tyd te probeer besig hou. Maar vers 11 skets dat selfs nie eers die donkerte ons dade van God af kan wegsteek nie. Dit kan miskien weggesteek word vir ander mense, maar nooit van God nie. Vir hom is die nag soos lig. Daar's 'n Nigeriese spreekwoord wat sê, hy wat in die duisternis steel, ongesien deur 'n aardse koning, word deur die hemelse koning dopgehou. Vir hulle wat teen God is hierdie besef 'n skrikwekkende waarheid, om te kan weet dat alles wat jy doen voor God onbloot is. Want die psalmdigter verduidelik dat ons as kinders van God eintlik geen begeerte om weg te kry van hom af nie. Die alomteenwoordigheid is vir ons 'n bemoediging om te weet dat dit maak nie saak waar ek is of wat ek doen nie, God is daar. Hy is Immanuel, God met ons. Want soos vers 10 dan ook sê, ook daar sal u hand my lei, u regterhand my vashou. En ook dit is 'n baie groot rede om 'n offer aan God met dankbaarheid te bring. Die derde ding wat Dawid oor God sê is sy groot mag wat ons ook in die natuur kan sien. God se kennis en mag strek selfs tot waar ek en jy gevorm is in die skoot van ons moeders. Of soos mense sal sê, toe jy nog net 'n gedagte was jy al lank 'n gedagte by God. Nou vers 13 begin met 'n baie snaakse stelling wat sê dat dit is immers u wat my niere geskep het. Maar dit word so deur Dawid geskryf omdat hulle in daai tyd geglo het dat jou niere die setel was van jou emosies. Vandag sal ons dus sê dat God het ook my hele siel geskep. My siel wat bestaan uit my emosies, verstand en wil. En dan hierdie wonderlike woorde van vers 14. Ek prys u, omdat ek op 'n onsagwekkende, wonderbaarlike wyse gemaak is. In hierdie sin het vir my 'n totale nuwe betekenis gekry met die geboorte van ons seun Micha. Om te kon volg op die sonar hoe hy groei, sy hartklopie te kon sien en hoor en sien hoe die bloed deur sy lyfie beweeg. Die dag toe ons die 3D scan van sy gesig in die baarmoeder vir die eerste keer kon sien, weet, van die oogies, die neusie, die mond en alles wat so duidelik was. Op daai oomblik, ook toe hy vir die eerste keer sy kop uitgesteek het in hierdie wêreld in van ons en ek kon vir die eerste keer kon vashou. Werklik, Here, hoe wonderbaarlik is u werke. Maar as ons praat van God se mag in die natuur, dan moet ons ook praat oor die reën wat ons gekry het. En selfs nog steeds by tye kry. Want ons is almal ten diepste bewus daarvan. Ons sien die impak daarvan in die veld. Ons sien dit in die reaksie van die vee en die wild. En ons sien ook die impak daarvan op ons as mense. En ook dit is 'n baie groot rede om 'n offer aan God met dankbaarheid te bring. En dit bring ons dan by die vrug daarvan om so 'n God te ken. 3 dinge wat die psalmdigter uitlig na aanleiding van sy bewustheid van hierdie almagtige God. En die eerste reaksie
is as ware dit van verwondering. Vers 17 wat sê, hoe kosbaar is u gedagtes, o God, hoe oorweldigend is die volle getal daarvan. Meer en hoër as wat ons as mensdom saam ooit kan dink of verstaan, en dan tog elke dag wakker te kan word met die Here wat by ons is. Net die blote gedagte daarvan los ons in verwondering. Dit laat ons stom gestaan om te sien wie God is. Want wie is ons, nietige mens, dat u tog aan ons dink? En die tweede reaksie is om te verstaan dat na aanleiding van die wysheid en die goedheid van God se skepping, dat dit dwaas en sleg is dat mense ten spyte daarvan tog nog geen teen God rebelleer. En dan sou ons met Jesus se opdrag en om jou vyande lief te hê en die liefde wat hy vir ons bring, nie die haat herhaal wat die psalmdigter hier aanhaal teenoor die mense wat teen God rebelleer nie. Kan ons tog met die emosies wat dit by ons as Christene na vore bring, kan ons dit verstaan. Dat wanneer ons 'n besef kry van hoe wys en goed God is, dat ons 'n weerstand teen die bose sal hê. En ek bedoel nie net die bose dinge wat ander mense doen nie, maar dat ons ook 'n weerstand sal hê vir die bose en die verkeerde dinge wat ons binne in onsself doen. Want al veroordeel die psalmdigter die wat teen God rebelleer, weet hy egter dat hy self is nie perfek nie. En daarom in sy derde reaksie bid hy dat God sy hart sal ondersoek, hom sal toets en op die ewige pad sal lei. En net so staan ons voor God vandag met dankbaarheid in ons harte vir dit wat hy vir ons gedoen het en aanhou doen en nog altyd gaan doen. Net so staan ons in verwondering oor hierdie almagtige God wat altyd by ons is. Immanuel. Maar net so staan ons ook teenoor die wêreld wat hulle rug draai op God. Maar net so ook staan ons voor God, oop vir hom, om ons te ondersoek en te lei op sy ewige pad. 'n Pad van dankbaarheid. Amen. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie woord van wysheid, uit die psalms uit, om ons net te help besef, Here, dat ons tog deur die lewe kan kom, omdat U ons daardeur lei. Baie dankie dat U ook vir ons deur hierdie woord net weer kom in verwondering plaas van wie en wat U is. Mag ons 'n lewe van dankbaarheid ook verder lei. In die naam van Jesus Christus. Amen. Ontvang nou die seën van die Here. Mag die Here jou seën met ongemak oor maklike antwoorde, halwe waarhede en oppervlakkige verhoudings, sodat jy die diepte van jou hart kan leef. Mag die Here jou seën met woede oor onreg, onderdrukking en die uitbuiting van mense, sodat jy kan werk vir geregtigheid, vryheid en vrede. Mag die Here jou seën met trane om te stort vir mense wat pyn, verwerping, honger en oorlog ervaar, sodat jy ook 'n hand kan uitreik en hulle pyn en blydskap kan help verander. En mag hy jou seën met genoeg dwaasheid om te glo dat jy 'n verskil kan maak in hierdie wêreld, juis sodat jy dinge sal doen wat ander mense dink nie gedoen kan word nie. Amen.